Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Woensdagoggend. Ons is by Lukas 2 vanaf vers 22. Na afloop van hulle reinigingstyd wat die wet van Moses voorskryf, het hulle hom na Jerusalem geneem om hom aan die Here te wy. Soos in die wet van die Here geskryf staan, elke eerstelingsseun wat gebore word, moet aan die Here gewy word. Hulle het ook, soos die wet van die Here voorskryf, 'n offer gebring, 2 tortelduwe of 2 jong duwe. Geliefdes, ons lees tot sover weer eens 'n geweldige klem. Hoor jy hoeveel keer hoor jy, soos die wet van die Here voorskryf, of soos die wet van die Here geskryf staan. So absolute klem dat Jesus het aan al die vereistes van die wet voldoen. Hy het dit alles nagekom. Verder hoor ons elke eerstelingsseun word aan die Here gewy. Dit vat ons terug na die verlossing uit Egipte. Dis hoekom Lukas dit noem hier, want hy wil jou terugvat daarna toe. Onthou wat gebeur het met die 10de plaag. Toe het die Here elke eersteling in elke huishouding getref. Maar die Israeliete se deure was met bloed gemerk. So Lukas sê, daai tyd se bloeddaal het eintlik vooruitgewys na die lam van God, wat se bloed vir ons verlossing gaan bewerk. So hy vat ons terug soontoe, maar daar moes die Israeliete leer dat hulle eerstelingsseuns het nie gesterf nie. So hulle word aan die Here gewy, daar moet 'n offer gebring word. Gewoonlik was die offer 'n lam, maar die wet het voorsiening gemaak vir as die ouers dit nie kon bekostig nie. Dink maar gou-gou, nie almal van ons kan nou skielik in die middel van nêrens 'n skaap bekostig nie, né? Dit is duur. Dan kan hulle 2 tortelduwe of 2 jong duwe kan hulle dan offer. So ons lei ook hieruit af dat Jesus se ouers, sy aardse ouers dit is, was eintlik maar baie arm gewees. Hulle was definitief nie mense wat ryk was of wat, kom ek sê, bo-gemiddelde inkomste gehad het nie. My afleiding hieruit is dat hulle eintlik maar arm was. En ja, dit is hoe Jesus in die wêreld inkom. In 'n eenvoudige arm gesin. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag lees. En ja, Here, ons kom bely weer dat ons glo in die Here Jesus Christus, die paaslam wat vir ons geslag is, sodat ons almal aan U gewy is en aan U behoort. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.